Ek het toevallig die afgelope week deur die Romeine 'n brief gelees, omdat dit 'n brief is wat soveel prominensie het rondom die evangelie van Jesus Christus en sy koms na hierdie aarde toe. En dit is net 'n fascinerende boek om te lees. En ek wil net een aspek uitlig wat my net weer getref het. En dit handel oor die, kom ek noem dit maar die spanningsveld tussen die Joodse Christene, hulle wat nou tot inkeer of bekering gekom het, en dan die heidene wat ook Christus aangeneem het. En die gevoel was, soos wat Petrus nou meer onder die Christen-Jode gewerk het en Paulus meer met die heidene, was dat hierdie spanning is half ondraaglik, want die Joodse Christene wat op daai stadium nie baie was nie, het baie invloed gehad. Want die hele Christenbeweging kom uit van die tradisie van die Jode en hulle verlede en die geskiedenis. En hier is die opkoms van die heidense Christene wat in getalle baie meer word en op die ou ende die hele planeet as te ware oorneem. Ek meen, ek self is dan nou 'n heiden Christen, né? Ek is nie 'n Jood nie, ek is 'n heiden Christen. En die groot spanning het gegaan oor die werke bedoelende die wet of dan die nakoming van die wet, asof dit nie meer belangrik is nie. En vir die Joodse Christene was dit nog steeds baie belangrik. En kan ek dit maar noem, die hoogtepunt van dit was die belangrikheid van die besnydenis. En nou is die hele debat of argument dat maar vir die heidense Christene is die besnydenis nie meer belangrik nie. En ons verstaan nou dat met die koms van Christus word ons gered vanuit ons geloof en daarom ons geloof alleen. Ek meen, dis tog wat Martin Luther en ouens soos hy mee gehardloop het. En daai hele reformatie is gebou op daai tipe denke. So, geloof is voldoende. Die werke bedoel die wet spesifiek volgens Paulus kan jou nie red nie. En ek dink een van die slegte goed wat gebeur het met die reformatie is dat nou is die werke, die goeie werke in die algemeen, is ook sommer by die agterdeur uit. Of soos ons in Afrikaans sê, jy weet, as te ware die kind met die badwater uitgegooi. Want dis nie heeltemal wat Paulus in gedagte gehad het nie. Die Christen gelowige, Jood en nie Jood, doen goeie goed. En jy doen dit omdat jy tot geloof gekom het. So dink daaraan as 2 stappe, dis baie eenvoudig. Stap 1, ek kom tot geloof, en vanuit my geloof kom ek tot inkeer, ek word Christen en ek het die gees van God in my. Stap 1, afgehandel. Stap 2, nou leef ek. Wat leef jy? Jy leef die lewe van 'n nuwe mens. En dit beteken jy doen goed, jy doen goeie goed. Jy doen goeie dade. Ek sal 'n volgende keer bietjie daaroor gesels, want dit kom ook in Romeine baie sterk uit. Jy doen goeie goed. En dis asof ons in die Christelike geloof die doen deel 'n bietjie verloor het, want jy weet die genade is genoeg, jy hoef niks te doen nie, alles is vooruit bepaal, alles is vooruit gedateer, hang net daar, weet maar net jy is gered, daar's niks meer nie, daar's niks wat bykom, dis nie waar nie, dis nie die evangelie nie. Die evangelie vra nog steeds vir goeie werke. En ek dink die punt wat die meeste geskiedkundiges gemis het, hoewel die vroeë kerk het dit nie gemis nie, volgens my, is dat die verandering kom nie tussen die hele debat rondom geloof en werke en dan die rol van die wet. Dis nie waaroor dit regtig gaan nie. Waaroor dit gaan is dat die gelowige het die gees van God in hom. Die Christen het die gees van God in hom en die gees impliseer die krag en die krag impliseer
dan mos nou nuwe lewe. Dit beteken jy kan goed laat gebeur. En dis die evangelie, is om die goed te laat gebeur. So ons kan nie vashak by stap 1 van kom tot geloof en leef dan net uit die genade nie. Daar is 'n stap 2 wat sê kom nou in aksie en laat die goed gebeur. Watter goed? Goeie goed, ons praat volgende keer daaroor. Maar ek wil tog 2 teksgedeeltes lees. Een so heel in die begin Romeine 2. As jy Romeine 2 nie verstaan nie en moeite doen nie, gaan jy die mekaar raak in die Romeine brief, want Paulus spring maar baie rond tussen temas. En dan wil ek graag vers 15 heel aan die einde 'n stukkie lees, net voor hy groet. So dis nou vir my so half die belangrike laaste punt van sy brief, in 'n sekere sin. En ek wil dit nou nie manipuleer nie, maar ek dink tog dis moontlik om dit te sê. Die opskrif daar is Paulus se getuienis. So ek gaan daai 2 gedeeltetjies baie kortliks lees. Vers 29 hoofstuk 2. 'n Egte Jood is iemand wat dit van harte is. Die regte besnydenis is daardie een wat in jou hart gebeur deur die Gees. Dit gaan nie meer oor wetsvoorskrifte nie. Dit gaan oor God wat almal raak sien wat reg leef, al sien ander mense hulle nie raak nie. So baie eenvoudig dat dis eintlik die besnydenis van jou hart wat nou belangrik is teenoor dit wat julle aan vashou. Hy sê dit vir die Jode, vir die Joodse Christene, en dit is die belangrikheid van die besnydenis soos wat hulle dit geken het. Hier is iets anders. En dan hoe het dit gebeur? Dit het gebeur deur die Gees. En dis vir my asof as wat die Bybel lees en interpreteer en dit bestudeer, partykeer net nie raak lees, dit het gebeur deur die Gees. Alles gebeur deur die Gees. As ek volgende keer hieroor praat, sal ek 'n bietjie van die tekste lees hier in die middel van die Romeine brief rondom die belangrikheid van die Gees. Maar nou, heel aan die einde, as hy nou groet Paulus, hy is nou aan die einde van hierdie lange debat tussen die Joodse Christene, die Jerusalem Christene as jy wil, en die spanning. Onthou, hulle het afgekyk op die heiden Christene, né? Inteendeel, miskien het ek dit gesê, maar net om doodseker te maak, jy hoor dit. Wat hulle dikbek gemaak het, was, hulle moes die wet doen, en nou nog die geloof. Terwyl die heiden Christene grip nou by die agterdeur in, met net die geloof. Met ander woorde, hulle vat die maklike paadjie. En daarom is dit nou hierdie gesprekspunt, wat heeltyd vorentoe, agtertoe. Die hele brief word dit soort van herhaal. Maar interessant, aan die einde, dan sê hy in hoofstuk 15 vers 18, ek sê vir nie Jode, om aan God gehoorsaam te wees. So daar is weer aksie, né? Jy moet gehoorsaam wees. Nie Jode. Ek doen dit deur my eie voorbeeld, Paulus, en my prediking. So Paulus leef dit. Hy leef dit, sy voorbeeld, en dan sê hy dit. En deur die kragtige tekens en wonderwerke, dis 'n losstaande deel van die sin, daar's goed wat gebeur. En deur die krag van die Gees van God. So tussen die lyne, hoor dit net weer, dis nie wonderwerke omdat die Gees dit laat gebeur en die Gees doen dit op 'n ander plek nie, en dit is wonderwerke wat gebeur aan die een kant, maar aan die ander kant is daar ook deur die krag van die Gees van God in my. Terug na sy voorbeeld toe, wat bedoel hy daarmee? Ek dink die antwoord, of 'n deel van die antwoord lê in hoofstuk 15 vroeër. Hy sê in vers 3, Christus is ons voorbeeld. So my voorbeeld is Christus. Wat Christus gedoen het, doen ek. En dan in vers 5, dit is God self wat ons laat volhard. Dit is God self wat ons bemoedig. Mag hy gee dat julle sal dink en leef soos Jesus Christus. Jy leef en dink soos Jesus Christus. Mag julle sy voorbeeld navolg deur dit in harmonie met mekaar te leef. En dan weer vers 7. Doen dit, maak ruimte vir mekaar, aanvaar mekaar sonder enige voorwaardes,
doen dit soos wat Christus dit met julle gedoen het. So wat Paulus sê, ons kan nie naas ons geloof en dat dit genoeg is om verlos te wees. Dis jou verlossing, is jou geloof in Christus. Naas dit kan ons nie wegkom van die werke, die goeie goed wat ons doen, die aksie wat ons raakleef. En dit gebeur dan ook nie net in my werk en my voorbeeld, sê Paulus, maar dit gebeur ook omdat ek die Gees van God in my het. My implikasie, die krag ook van die Gees. Ek wil nie meer sê nie, ek dink hierdie is goed genoeg om 'n baie eenvoudige, maar 'n verskriklike belangrike grondwaarheid van die evangelie net weer raak te vat. My verstaan is dat iemand soos Martin Luther het die evangelie so half gerangeer van meer belangrik na minder belangrik, meer waardevol, minder waardevol. En een van die briewe, nie die evangelies en die briewe, een van die briewe wat baie laag geruit het, was byvoorbeeld die van Jakobus. Want Jakobus praat baie sterk oor die werke, terwyl Luther wou juist die punt maak dat dit nie kan gaan oor die werke nie. Dit is maar net geloof en God se genade is genoeg. En dit is amper asof die boodskap is, maar jy hoef niks te doen nie. Hang maar net daar rond, op die einde sal alles regkom. Ek persoonlik dink nie dit was die evangelie nie, en ek dink in daai sin sou Martin Luther dan verkeerd gehad het. Die wet kan jou nie red nie, dit verstaan ek. Maar dat ek en jy moet tot aksie kom en die goeie lewe leef, die nuwe lewe in Christus, daarvan kan ons ook nie wegkom nie. En dis die punt of die boodskap wat ek graag in hierdie korte opname met jou wil deel. Die uiterlike goed vir die Jode, soos die besnydenis, nee, dis nie dit nie. Dit kan dit nie wees nie. En die hele beweging van die evangelie wat uitgedra word buite Jerusalem, buite Israel, word dan primêr gedryf deur my geloof in Christus, 'n eenvoudige belydenis, maar dan die kragvolle werking van die Gees in my lewe, die krag van God in my, wat my in staat stel om Christus raak te leef. In hierdie wêreld, ek dink daar's 'n gaping, 'n enorme gaping, om Christus raak te leef en Christus te wees vir hierdie wêreld. Daar's niks arrogant daarin nie. Daar's niks arrogant daarin nie. Om Christus te wees vir hierdie wêreld. Dit is waarvoor hy in die kruis gesterf het, sodat ons dit kan wees. Daar's nie ander rede nie. Dis die evangelie. So, rook dit maar in jou pyp, is wat ek doen. Ek het hierdie week al 'n paar pype gerook rondom die Romeinebrief.